Dr. Eugene Kemp vertel vir ons sy perspektief wat hy beleef het van die spoorsnyer en ons het gebruik in die lewe. Ek onthou in my hoërskooldae het ek 'n ene Jan J. van der Pos se boeke raak gelees. Jan J. van der Pos se boeke handel oor die Bushmans en hy het onder andere onder die San gewoon en sy boeke beskryf meesterlik eintlik die gebruike, die jag, op jag gaan, die spoorsny en die hele proses van die eerste jag. En ek sal nooit vergeet nie, die storie wat my altyd bybly is dat jou eerste bok wat jy skiet, moes jy die bok se oog vat en hom heel insluk. Nou, dis heel goed met 'n duikertjie en met van die kleiner bokspesies, maar wanneer jy eland skiet, was dit lyk dit my nogal 'n baie moeilike ding om te doen. So jy moet ook maar mooi besluit wat is jou eerste bok. Maar daar was ook iets trots aan om eland te skiet wat 'n magnifieke dier is. So dink ek 'n bietjie na oor en ek lees sommer ook die storie van 'n ene Pokkie wat 'n besondere spoorsnyer in die Karoo was. En sy storie word beskryf in boeke met die naam van Karoo Keepsakes. Baie betreffende boeke wat die Karoo eintlik op 'n besondere manier beskryf. Maar hy was 'n baie besonderse spoorsnyer. Maar die Karoo is regtig 'n moeilike plek blykbaar. Ek kan dink is nie sandveld of grasvelde, baie keer klip en harde klip. En hoe moeilik dit is om spoor te sny en hoe goed jy regtig moet wees om daar 'n spoor te kan volg. En dit op self het my gedink nogal laat dink aan hoe ons in ons lewensreis, want is ons lewensreis nie maar een van, soos 'n ene Dr. McCallum skryf, we are born to track. We keep track and we lose track and get back on track. The art of trekking is also an art of living. Ons lewe is een van spoorsny, maar baie keer verloor ons die spoor, raak ons die spoor buister, soos wat die uitdrukking sê. En juis wanneer die terrein rof raak, word dit moeiliker en moeiliker. En ek dink dit is juist dan, al is my reis soms juist in hierdie rowwe terrein waar ek pad en spoor verlaat en waar my noord toegemis is eintlik, om tog te kyk juist in daardie tyd na die minder opvallende tekens van die spoor wat nog altyd daar. En dis die belofte wat God vir ons gee, dat op hierdie reis, op ons navolging van sy spoor, voel dit miskien partykeer of hy ons ver vooruit is en ons nie byhou nie. Die tye kom dit naby en beleef ons 'n intimiteit wat kosbaar is, maar die reis moet voortgaan en ons moet nie afklim en ophou om spoor te soek nie. Partykeer in die weermag het ons geleer spoor sny sodat jy die vyand kan opspoor. Mag ons reis nie een wees van dat ons kort baie agterdogtig spore dophou van hulle wat ons dink ons te na gaan kom of ons vyand is. Maar dat ons werklik in hierdie spoor sny, die een se spoor sal volg wat werklik vir ons sê, kom na my toe, volg my. Op die spoor kom ons met tye naby, soos ek sê, maar die belofte bly, al voel dit soms ver, dat ons ergens gaan inhaal, en daar wag 'n voorbereide plek en 'n maaltyd vir ons. Mag ons elke dag, voordat ons enige iets doen, seker maak dat ons die regte spoor volg, en nie by 'n bestemming kom waar ons ontnigter terugkyk, en agterkom ons het heeltemal die spoor byste geraak. Jy kan hierdie gedeelte gaan lees weer op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.